Voor ek vir ons lees, of voor ons by ons teksgedeelte kom ons raak eers stil en kom ons vra dat die Here met ons sal praat. Here, ons is nie stapsoldaatjies nie, ons is nie ry- en vliegsoldaatjies nie, ons is nie skietsoldaatjies nie. Maar ons is soldate. Ons is geroep, Here, in 'n wêreld waar daar 'n vyand is en baie vyhandigheid is, om te kom vas staan. En mag ons vandag, as ons by die woord kom, mag ons regtig ook iets daarvan hoor. Maar meer as dit, Here, ons is hier saam in die misterie van die feit dat U ook hier is. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is ons beskutting. So ons het hierdie verwagting, Here, dat as ons hier uitstap, dat ons iets meer van U sal weet, maar dat ons ook iets van U kan beleef, maar veral ook, Here, dat ons, as ons nou uitstap, ons roeping, ons taak as U verteenwoordigers in ons wêreld te kan uitleef. So ons bid dit in afhanklikheid met hierdie verwagting en ons vra dit in die naam van Jesus, wie se Gees ons vandag bymekaar gebring het om ons te leer en te lei. Amen. Goed, julle, so my tema is spookstories, en so julle kan sê, is daar 'n taamlike spook. Dit kom na aanleiding van ons het as gemeente deur die Efesiërs beweeg in Strand Noord van Pinkster af. So ons is maar 'n stadige gemeente, maar ons is eintlik by die vraag uiteindelik gekom. So wat wil Paulus sê? Weet waaroor gaan dit? En ek het hier is 'n soort van 'n samevatting van die gedagte. So ek was op 'n stadium die dominee wat baie gaan kamp het. Ekskuus, ek nie eens goed terug gaan so. Baie gaan kamp het. En dan kry jy te doen met ander mense se kinders. Nee, ek weet nie of julle al te doen gehad het met ander mense. Veral as hulle hierdie seuns, hierdie saisies 12 tot 16. Oh my goodness, hulle maak jou klaar op 'n naweekkamp. Nee, dit is uitmergelend want hulle vang mos spoed 10:00 die aand. En dan gaan hulle deur en dan elke halfuur moet jy rondhardloop, kinders rondjaag. Dis 'n geweldige storie. En so ek het een kamp het ek iets soos 2,5 ure geslaap. Dit was 'n besondere uitdagende kamp. Toe kon ek die raad by 'n ou wat vir my sê, nee man, wat jy moet doen is, jy vertel 'n spookstorie. Nee? En dan, as jy dit goed genoeg doen, dan het jy nie moeilikheid nie. Waarop ek toe by die volgende kamp besluit, wel, kom ons gee it a go, jy weet. So ek besef toe, ek is nie baie kreatief met die uitdink van 'n spookstorie nie, maar ek is baie goed met die vertel van 'n spookstorie. So ek het hierdie storie gehad, die Witoog steenkoolmyners. En as jy nou regtig wil bang wees, moet jy my ontmoet om 'n kampvuur. En dat ek vir jou hierdie storie vertel. Het dit gewerk? Oh my goodness. Die algemene genade van die Here bestaan, want die volgende oggend, ek het dit nou vertel, en die volgende oggend, daai selfde seuns wat my so rondjag, daai saais, daai 12 tot 16, hulle vat 10 minute om die beddens voor die deur weg te vat, sodat hulle die deur kan oopmaak, soos wat hulle verskans het teen hierdie geweldige Witoog steenkoolmyners wat hulle bedreig elke oomblik van die nag. Ek het soos 'n baba geslaap al my kampe verder. Dit is 'n wonderlike ding, 'n spookstorie op 'n kamp. So die Witoog steenkoolmyners. So ek wil die doel van hierdie storie, hou hulle op hulle plek. Hou hulle bang, hou hulle klein, hou hulle versigtig, hou hulle agter geslote deure met beddens teen die muur, sodat hulle net kan wegkruip teen hierdie donker gevaar wat hier buite vir hulle wag. So kom ek vertel vir julle 'n ander storie. Die storie se naam is die Enuma Elish. Dis waarskynlik die oudste geskrewe storie wat ons het. 7 kleitablette wat hulle ontdek het in Babilonië, waarin die verhaal vertel word van die skepping van die wêreld. En dit begin met 2 gode, Apsu en Tiamat. Die een is soutwater, die ander een is vars water, wat bymekaar kom en dan uit hierdie bymekaar kom daar 'n klomp gode na voorskyn. Die gode seuns, nee, die volgende groep gode. Maar hulle is soos 12 tot 16-jarige seuns. Hulle maak toe nou vir Tiamat so moedeloos, want hulle raas die hele tyd en hulle is besig, hy kan dit later nie hanteer en hy besluit die beste ding om te doen is om hulle dood te maak. So hy maak sy planne, hy gaan hulle doodmaak, maar een van hierdie nuwe jong gode, hierdie raserige lot, hy hoor dit, Ea, en hy gaan sê vir die ander, hier is moeilikheid, Tiamat wil ons doodmaak. En Ea is toe nou ook, hy is die god van wysheid in daai storie, hy sê toe, hy het 'n plan, hy maak vir Tiamat aan die slaap, en toe gaan vermoor hy hom, maak hom dood.
Nou, soos jy kan dink, is Absalom nou nie baie gelukkig toe sy nou wakker word en Tiamat, haar man is dood nie. So sy maak 'n klomp ander gode en drake en monsters bymekaar onder Kingu, haar groot generaal vir hierdie wreedaardige weermag. En hulle kom en sy gaan nou hierdie klomp gode nou gaan uitwis met dit. En nou hierdie ander ouetjies is nou baie bang, baie bekommerd, want hier kom Kingu en sy oormaat. Maar een van hulle, Marduk, en jy sal van Marduk in die Bybel lees. Een van hulle, Marduk, sê, okay, as julle my die hoofgod maak, dan sal ek gaan veg teen Tiamat se weermag. En hulle sê, weet, dis een van daai goeie soos doen dit asseblief, jy weet, ons niemand staan in jou pad nie. En hy gaan en hy wen. Hy wen. En hy skiet vir Tiamat met sy pyl en boog middeldeur. Die een deel vat hy en daarvan maak hy die grond van die aarde. En die ander deel van hierdie bloederige vat hy en hy maak die hemelruim. En Kingu wat hy doodgemaak het, sy bloed, wurg hy half uit. En daaruit maak hy die mense met een doel vir daai mense, dis om in vrees en bewing vir Marduk en die ander gode te kom aanbid. En dit is die storie van ons wêreld. Sê die Akkadiërs of die Babiloniërs vir mekaar. En wat sou 'n mens kon sê as jy dit moet saamvat in 'n soort van 'n slogan, hè? Wat sou die slogan wees as jy 'n groep mense is wat leef vanuit hierdie plek van hierdie storie, dis die storie van wie jy is, van waar jy vandaan kom. Die slogan dink ek sou dalk die volgende gewees het: Do unto them before they do unto you. Daar's 'n hulle en daar's 'n ons, en ons is in gevaar, hierdie hulle bedreig ons, en die beste ding wat ons kan doen is om die eerste hou in te kry. Dis ons rol, dis wie ons behoort te wees. Hierdie verhaal van hierdie mense, en het dit 'n effek op die mense wat die verhaal ken, en wat hulle lewens inrig in die lig van hierdie skepingsverhaal, hierdie do unto them before they do unto you? Yes. Ons lees in Habakuk, beskryf hy, wanneer hy hoor die Babiloniërs, Assiriërs, wie die ouens van daai is op pad, dan beskryf hy hierdie groep mense, en dan sê hy die volgende oor hulle. Dis kan ons omgou daar sê. Skrikwekkend. Vreesaanjaend is hierdie nasie. Van homself gaan sy reg en oppermag uit, vinniger as luiperds is sy perde, ratser as wolwe in die skemer. Sy ruiters kom aangejaag, sy ruiters wat van ver afkom. Hulle vlieg soos arende wat afduik om te vreet. Elkeen is uit op geweld. Hulle hele voorhoede is 'n oostewind, en julle hier in Gordons Bay weet van 'n oostewind. Oh my goodness. Dit maak krygsgevangenes bymekaar soos sand. Hierdie nasie dryf met konings die spot en regeerders is vir hom 'n grap. Vir elke versterkte stad lag hy, hoop grond in die stadsmuur op en neem dit in. Dan gaan die wind verder en steek grense oor. Hy word skuldig die een wie se krag sy God is. Want dis die storie van hierdie mense, van hierdie Babiloniërs. En ons weet uit die verhale wat opgeskryf is, dat hulle was regtig onsaglik wreed. Soos wat ons dit nie kan begryp nie. Om mense met hakke te hak, fisies in hulle lywe in te slaan en hulle dan te sleep. Mense dood te maak voor die voet. Want dis hoe die gode aan wie hulle behoort lyk. Dis hoe die wêreld aan mekaar gesit. Dis nou maar net hoe dit is. Do unto them before they do unto you. So die regte spooke. Skielik, laat ons gou net die regte spooke van daai mense. Nou, mense kon sê, ag, dis 'n ou verhaal, dit het niks te doen met ons in ons wêreld nie. Maar ek wonder, en daar's 'n paar ouens wat hieroor dink. Onder andere 'n teoloog met die naam van Wink wat sê, weet jy wat? Dalk is die spookstorie nie dieselfde karakters nie, dit weer ander grimering op, maar die onderliggende storie vir baie van ons mense in ons wêreld is nog hierdie een. Van geweld en van vrees en van bang wees. En dis die storie wat ons vaskeer. Ons het nie spookstories en thrillers op TV eintlik nog, jy hoef net die nuus te lees om te weet hoe wreed en hoe swaar die wêreld kan wees.
Daar's die regte spooke en die monsters, is nie die op die klein skermpie nie, of in die boeke nie. Dis die monsters waarin ons vasloop, as ons lewens leef, maar dis ook daai dinge wat ons vaskeer in ons klein plekkies, waar ons te bang is om ons arms uit te steek, as ons ek stapsoldaatjies sing, jy weet daai, hou ons onder druk op ons plek. So in Paulus se brief aan die Efesiërs skryf hy in 2 kere oor owerhede en magte. Die eerste is in hoofstuk 3 vers 10 waar hy skryf: Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk, deur ons, aan wie? Aan die magte, die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. Wat is die werk van die kerk? Dis om in die aangesig van hierdie owerhede iets te bewys van die wysheid van God. Hy sê dan, en hy herhaal amper dieselfde gedagte in hoofstuk 6 vers 10. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelryk. Ons het 'n stryd. En daar is hierdie magte amper soos die gode van die Assiriërs. Nou as die vraag sou kon wees, wat is hierdie owerhede en magte? En daar's 3 maniere wat mense baie keer daarna kyk. Die een is dat mense sê, wel dis die duiwel, né? Dis hierdie persoonlike boosheid en dis sy trawante wat hom help. En in die Bybel het ons baie beskrywings daarvan. Aan die ander kant sou mense kon sê, okay, hierdie owerhede is letterlik ook net strukture. Dit is Paulus leef in die tyd van die Romeinse Ryk. Hy self gaan doodgemaak word 'n bietjie later deur die keiser en sy magte. Dis die sisteme en strukture wat ons lewens beheer en ons vasdruk. Dit kan dit ook wees. En 'n derde mening daaroor is dis 'n soort van die gees van ons tyd. Dis 'n soort van die gees waarin ons almal vasgevang word en hierdie gees is partymal baie boos. Daar's 'n verhaal wat is baie swak is hartseer verhaal van M. Scott Peck wat ons ken uit The Road Less Traveled, is sy baie beroemde boek, maar hy het eintlik 'n tweede boek geskryf, hy het 'n paar geskryf, maar sy tweede boek was The People of the Lie, en daarin skryf hy oor boosheid, oor evil. En dan vertel hy hierdie verhaal van 'n klomp soldate wat in Vietnam in 'n dorp invaar en voor die voet almal doodskiet. Mans, kinders, honde, katte, skiet net dood. Dit is en daar's geen beheer oor hulle nie. Later die enigste ou wat hulle kon aan die verslag na die tyd uitfigure wat probeer het om iets te doen aan hierdie ongelooflike ding wat gebeur, is 'n vlieënier wat in 'n helikopter gesien het wat gebeur en gaan land het en uitgehardloop het en gesê het stop. En hy kon dit nie doen nie. En wie is die mense wat die skietwerk doen? 'n Klomp 18-jarige seuns. Gemiddelde Amerikaanse seuns. Waarskynlik klomp van hulle in kerke groot geword. Hulle was net by 'n plek waar hulle vasgevang is deur die vrees en deur wat hier aan die gebeur is en die ons, hulle ding, en dat hulle kop verloor het en oorgegee het aan die gees van hierdie oomblik. En hierdie verskriklike ding gedoen het. So hierdie drie goeters, die bose self, die strukture en die sisteme, maar ook die gees waarin ons vasgevang word. En Paulus het waarskynlik al 3 van hierdie goeters in gedagte as hy hier skryf. Dis 'n vermenging. Boosheid in ons wêreld is nie net daar staan die duiwel, ons het hom gefigure hy's agter die deur. Boosheid is nie net die sisteme en die strukture nie, en boosheid is nie net die gees nie, dis hierdie donker vermenging van wat in ons wêreld plaasvind. En die Bybel is vol van verhale van ouens wat goed begin het. Dink Dawid, nê, ons groot held. Maar Dawid se storie is nie net 'n mooi storie. Dawid sit sisteme in plek. Dawid doen dinge wat direk teen die Here se bevele in is. Ja, Adam en Eva. Eva het nie, jy weet, sy word nie 'n robot as die duiwel opdaag nie. Sy vat nie, jy weet, soos die vrug en dan sy word aangelok en saamgesleep en uiteindelik word sy deel van die probleem in hierdie verhaal. So dis nie dit of dit en dis baie keer dat ons ingesleep word. Dis baie groot mode nou deesdae om te praat oor hoe sleg die groot maatskappye is, nê? Maar ek meen ek is taamlik oortuig van die CEO maak nie almal op 'n maandagooggend bymekaar en sê okay ouens, dis nou die tyd vir die katslagseremonie dat ons die bose kan innooi in ons besigheid. Die glad nie, nê? Dis net hierdie ding wat gebeur en so ek sê die Ou Testament vertel heeltyd hierdie verhale van hoe mense selfs met ons beste bedoelings
deel raak van 'n onderliggende storie. Hierdie storie van do unto them before they do unto you. Daar is die, as jy nou na hierdie skyfie kyk, wat dink jy, waaroor gaan hier, dis 'n boek, waaroor gaan hierdie boek? As jy nou wil raai, waaroor gaan hierdie boek? Ja, hoe om goeie oorlog te voer, né? Met dit lyk soos 'n generaal skryf vir sy soldate, fight to win, jy weet, maar dis 'n besigheidsboek, dis wat dit is. Die boek, sy hele titel is War Strategies for Business Survival. War Strategies for Business Survival. So daar's spookstories in ons sisteme en strukture, organisasies, dis ons of hulle. En ons beter eers te slaan. Spookstorie van ons wêreld is daar's te min. En as ons nie gryp wat ons kan kry nie, gaan ons uitverloor. Spookstorie, dis hulle skuld. Dis hulle wat dit veroorsaak het. Ek reageer nou maar, ek is altyd net die slagoffer van wat hier gebeur. Dis ook waar van ons as persone, nee, as individue. Daar's ook spookstories wat ons vaskeer, jy weet, dinge soos jy's maar net werd wat jy kan produseer. Dis jou waarde in die lewe. Of dalk 'n storie soos nee, jy kan nie verander nie. So gemaak en laat staan. Jou verlede is groter as jou toekoms. Niemand kan ooit lief wees vir iemand soos jy nie. En wat doen hierdie stories aan ons? Wat maak hierdie verhale aan ons? Dit maak ons klein, dit druk ons vas, en dit hou ons op ons plek, soos ek met daai klomp kinders, met my spookstorie. Oral loop hierdie spooke, hierdie monsters rond om ons terug te hou. Ek kyk graag op YouTube nou, my YouTube feeds, en dan, ek weet nie, die nuwe mode is, jy moet, as hulle advertensiekies moet opsit, dan sit hulle mos hulle gesigte by met een of ander uitdrukking. Nou, al myne lyk vreeslik teleurgesteld. Ek begin nou al aflei, hulle is teleurgesteld in my. Want ek verstaan nie waaroor dit gaan. Maar goed, punt is, soos hierdie oortuigende storie op elke moontlike vlak, of dit nou jou sosiale media feeds is, en of dit die koerant is, en of dit ons gesprekke rondom die braaivleisvure is, baie keer is die storie wat ons uitleef, is hierdie verhaal. Nou die interessante ding is, in dieselfde Babylonië, waar daai 7 klyftalente opgetel is dit was die oorsprong van 'n ander storie, en dit is 'n radikale verhaal. En as ek sê radikaal, beteken radikaal is radix, dit beteken vanuit die wortel uit, né, van onderaf. Is dit 'n verhaal vanuit sy fondasies uit wat stelling inneem anti-stenos teen hierdie verhaal. Wat sê, weet jy wat, dit is net 'n storie, dis 'n spookstorie. Kom ons vertel vir julle 'n ander verhaal, en dan lees ons hierdie pragtige verhaal van 'n God wat nie uit bloed en uit geweld en met pile en uit mekaar skeer skep nie, maar 'n God wat net sê, laat daar wees. En daar was. Waar die hemel en die aarde nie is omdat 'n lyf uit mekaar geruk en geskeer is nie, maar dat die hemel en die aarde daar is op 'n manier waarvan die skepper daarvan sê, en dit was goed, en dit was goed, en dit was goed, en dit was goed, en dit was baie goed. En wat van 'n verhaal waaraan mense nie uit bloed uitgewring is om met die gode te dien met hulle eie bloed, hulle lewe te gee, maar waar daar mense is wat geskape word na die beeld van hierdie God, die skaduwee, die afbeelding van hierdie God op aarde, waar daai mens beweeg, daar beleef jy iets van hierdie skepper, en dit was goed. Ja, en as ons dink dis 'n bietjie te naïef, dan is daar Genesis 2 en 3 wat ons vertel, ook mense wat die foute maak, wat opgeslurp raak in hierdie donkerheid en hierdie boosheid, en dan wat van daai God wat reageer soos 'n Marduk of soos 'n Tiamat met geweld en 'n army en kom om alles uit te delg, of is dit die storie van 'n God wat weier om op te gee? Teleurstelling na teleurstelling, is dit die God wat sê, kom ons probeer weer. Kom ons probeer weer. Kom, ek tel jou op,
kom ek stof jou af, kom ons probeer weer. En dit word opgeneem deur die profete in die Ou Testament, hierdie verhaal van hierdie God. Hulle praat van die geregtigheid van God, en ons dink baie keer soos wetsterme en goed, maar dis geregtigheid van God beteken die herstel van wie jy eintlik behoort te wees in jou verhouding met God en jou verhouding met die mense om jou. En dit raak die ding wat hulle dryf. Jy kan nie die profete lees sonder dat jy nie iewers te doen het met geregtigheid. Hierdie herstel om te word wie jy veronderstel is om te wees, wie jy gemaak is om te wees. Dis die storie. Ons storie. Wat sy hoogtepunt is Jesus Christus, wat in die voetspoor van hierdie profete kom. En dan sê Paulus, alles nuut maak. Alles nuut maak. Ook vir jou. Ook vir ons. So Paulus skryf sy brief aan die Efesiërs en dan die heeltyd sy besig om vir hulle nuwe prentjies te gee. Onthou, hulle leef in die agtergrond van die Romeinse Ryk. Romeinse Ryk praat van vrede, maar hulle praat van die Pax Romana, die vrede van Rome, wat niks anders is as vrede deur geweld en onder geweld nie. So wat Paulus vir hierdie gemeente gee, gaan blaai gerus weer 'n bietjie deur Efesiërs, so kyk 'n bietjie wat se prentjies het hy. Voor die skepping van die wêreld af het die Here al vir julle lief gehad. Julle is soos 'n tempel, 'n heiligdom. Julle is 'n nuwe familie. Julle is die liggaam van die Here hier in hierdie aarde, op hierdie aarde. Nuwe prente waarmee hy probeer, en dis in hoofstuk 3 wat hy sê, julle moet in die aard van julle denke vernuwe word. Trek die nuwe mens as 'n kleed aan. Dink anders, want as jy nie nou op let nie, dan wat gebeur is, jy gaan net dink soos die storie van die wêreld waarbinne jy leef. Jy het nodig om te begin leef en dink oor die storie waaruit jy kom en waaraan jy behoort en wie jy eintlik is. Nie die spookstories. Want dis nie wie jy is nie. Dis nie wie jy gemaak is om te wees nie. En so vervang hierdie verhaal, do unto them before they do unto you, ons het 'n ander slogan waar volgens die mense van hierdie ander storie leef. Dit is hierdie een wat sê, alles wat jy dan wil hê, mense aan julle moet doen julle dit eerste net so aan hulle. Wees julle die salf en die goeie nuus en die hoop wat mense nodig het. So wees dit eers, so 'n nuwe manier van dink. So ek het nou gesê, ons is geroep vir antistenos, is so 'n verskriklike mooi woord, is 'n weermagsterm wat Paulus gebruik in Efesiërs 6, en dan, maar hy doen dit op so 'n fantastiese manier, en Jesus doen dieselfde eintlik in Matteus 5. As iemand jou op die regterwang klap, weet daai deel, draai jou linkerwang. Nou die geheim, ek dink julle almal het seker dit nou al gehoor, is dat as iemand jou nou op jou, is daar iemand wat bereid is om geklap te word? Kom gou net vorentoe. Nee, ek sal nie regtig klap nie, maar kom gou. Iemand help my net gou. Iemand min of meer my lengte. Hoorie my, julle is 'n onwillige gemeente. Kom. Daar sê daar, okay, yes. Ja, gaan ons. Okay. So wat jy sê is ek moet misslaan. Okay, whatever ek did. Hallo, actually hoor. In die Romeinse tyd het die ouens 'n sak vol geld gehad, dan klap by die ouens, dan betaal hy gou die skuld. Okay, wel ek het nie 'n sak vol geld, ek kan nie help nie. Okay, goed. So hier is wat Jesus sê, as iemand jou op die, wat nou moet ek dink, op die regterwang wil slaan, né? So hierdie is my regterwang, né? So as jy my op die regterwang wil slaan, hoe sal jy my slaan? Met die maar in die tyd van die Bybelse tyd is dit interessant dat jy het nie met jou linkerhand enigiets gedoen nie, dis jou hand van skande. So jy het alles gedoen met jou regterhand. So as jy my met jou op my wang wil slaan met jou regterhand, wat gaan jy moet doen? Nee, ja, maar dis my linker, jy moet my op hierdie wang slaan. Nee, of jy moet so, ja, soos 'n goeie tennis backhand, poef, nee, pada. So, en dit was die betekenis van daai opmerking van, jy weet, as iemand jou op die regterwang slaan, is presies dit, is om te sê, dis hoe jy 'n minderwaardige slaan, kan doen, jy weet, ek staan net daar. Dan sê Jesus, draai ook jou ander wang, antistenos, en moet jou nie teen 'n kwaadaardige mens verset nie, sê hy,
as hy jou aan die een wang staan, draai die ander wang. Nou as ek nou hierdie wang draai, wat moet jy dan doen? Jy het nou my nou gebackhand, Ja, nee, dan moet ek seker en dan moet jy my slaan as 'n gelyke, ja, met die regterhand. met die regterhand. Dieselfde met die tweede beeld, as iemand vir jou, of die ander beeld van, as iemand jou dwing, as iemand jou oorjas wil vat, gee hom ook jou onderkleed. Nou, hulle het niks anders gehad as 'n onderkleed nie, daar was nie klere nog onder dit nie, maar wanneer jy dit doen, dan dis 'n skande vir die ou wat dit aan jou doen. En dieselfde met as iemand jou dwing om, goed, baie dankie, hoor, 1 myl te dra dit 2 myl, want vrywillig maak jy skielik hierdie groot opoffering. En wat jy doen is, jy ontmagtig die ou. Hy wil jou as 'n minderwaardige, maar nou is jy 'n gelyke. Hy wil jou in die skande steek deur jou bokleed te vat in die hof voor al die mense, en dan gee jy die onderkleed, en skielik is die skande by hom. Hy wil jou dwing, soos die soldate kon doen, om die eerste myl te dra, en skielik dra jy dit die tweede myl vrywillig, en dit verander hierdie hele verhouding waarop julle mekaar ontmoet het. Antistenos. Kies vir 'n ander manier van reageer. Van 'n ander manier, nie net van dink nie, maar van doen, wat iets wys van hierdie waarheid. Dis nie hoe ek wil leef nie. Dis nie die storie waaraan ek my lewe wil koppel. Ek het 'n ander verhaal. Paulus gemaak 2 maal in die brief ook van 'n ander frase gebruik, ja, hy praat van soos Christus, en hy gebruik dit vir 2 plekke spesifiek. Hy gebruik dit vir huwelike en hy gebruik dit vir slawe en eienaars. En dis soos 'n tydbom wat hy plant binne in die sisteme en die strukture van sy tyd. En ek gaan nou nie in detail ingaan nie, anders gaan ons regtig vanaand aandete nog hier doen. So maar die gedagte daar agter is, jy kan nie die vark in die verhaal wees en nog soos Christus wees. Jy kan nie Sondag saam met jou slaaf in die gemeente sit, maar Maandag hom skop nie. Soos Christus. So dit is ons roeping. Dit is ons roeping. Nie perfek nie, maar bewustelik te gaan kyk na die storie wat ons wil in 'n rigting jaag en wat ons wil vaskeer in ons klein hoekies, van ons individualisme, van ons vrese en ons donkerte, en om te besef dis nie die storie waaraan ons steer nie. So mag jy hierdie week met nuwe oë kyk na die onderliggende spookstories wat jou lewe wil vorm. Mag jy regtig bewustelik gaan dink oor wat probeer hierdie storie aan my doen? Waar wil dit my sit? Waar los dit my? Mag jy tweedens die vermoë ontwikkel om God se storie in jou lewe in te bou en daaroor te gaan dink. Deur op te staan en net eerstens te begin dink, wat beteken dit ek is 'n skepsel van God, die Here die Almagtige wat die wêreld goed gemaak het. Storie van liefde en omgee en sorg. En mag ons dan saam draers wees van God se goeie verhaal. Maar veral vir hierdie wêreld met sy monsters en sy spookstories. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons nie hier is as mense wat ons lewens moet meet aan die verhaal van bloeddorstige gode en wat die voorbeeld moet volg van verhale waarin wreedheid die middelpunt van alles is nie. Dankie dat ons verhaal die verhaal is van 'n Here wat homself kom gee het vir ons elke een. Wat nie van ons sy dienaars maak in terme van ons gee ons lewens op, soos wat Marduk van sy volgelinge verwag het nie, maar van wat sy lewe kom gee het, sodat ons die lewe kan hê en dit in volheid. So daarom wil ek bid, Here, mag ons regtig ontsnap uit die donker kamertjies waarin ons vasgekeer word, waar ons onsself baie keer verskans. Mag ons loskom sodat ons arms kan uitsteek so wyd as wat ons kan, want ons is u beeld, ons is die mense wat u verteenwoordig, en mag die liefde en die genade en die goedheid wat u vir ons het, mag dit uit ons straal vir 'n wêreld wat dit so bitter nodig het. Ek bid dit vir ons elkeen toe in Jesus se naam. Amen. Vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader
En die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly.